Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende koerantbesprekings en Tanya de Ventebyker sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre Jennifer, môre Pierre. Dame. Laaste keer wat jy op ons skielbank is vir die jaar. Yes, vakansietyd vir my. Amper vir julle. Amper vir ons ook. Bietjie vasbyt. Maar voordat ons by vakansie kom, storm woed steeds oor Simelane. Ja, en dit gaan natuurlik oor daai pos waar ons 6 kandidaate het vir ons pos van die nasionale direkteur van openbare vervolgings. Mensies advokaat Mensie Simelane se benoeming wat groot ongelukkigheid veroorsaak, nie net by die DA nie, maar by verskeie organisasies. Maar die DA wat sê 10 jaar terug het ons litigasie aangegaan om seker te maak hy word uit sy pos uit verwyder. Hoe kan julle hom nou wil terugsit in hierdie pos in? En hulle voel dit ondermyn die kredietwaardigheid van die hele proses. Ons weet daar 6 verskillende kandidaate en die onderhoude het gister begin. Daar word ook op Netwerk 24 breedvoerig berig oor die verskillende onderhoude. Soos jy dit wil gaan volg, letterlik elke vraag en antwoord word daar gepubliseer. Maar dis 'n baie geldige vraag. Hoe kan ons so iemand oorweeg vir die pos wat uit sy posisie uit gehaal is weens beweringe? Hy sê egter sy kant is skoon en hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy sê ek het my werk op verskeie vlakke met integriteit, eerlikheid en eties gedoen. Ek sien die DA sê hulle het geskryf vir verskillende mense, onder meer ook Cyril Ramaphosa, en hulle kry wel nie terugvoer op hierdie stadium nie. Ja, so hulle het eers begin met 'n algemene versoek aan die kommissie. Toe het hulle vir president Ramaphosa geskryf en dan sê hulle gaan met 'n interdik begin en as hy dan nou verkies sou word, sal hulle hom 'n interdik teen hom kry. Die feit dat Mensie Simelane enigsins oorweeg word vir hierdie pos, is net 'n verdere getuienis dat die woorde wat gespreek word deur die regering, deur ons president, deur die kabinet, nie daadwerklik toegepas word nie. Dat die feit dat mense wat al reeds verwyder is op wettige gronde, met rede uit poste uit as gevolg van allerlei wandade, dat daardie mense nog steeds geleenthede kry en nog steeds in ag geneem word vir 'n pos wat veronderstel is om almal tot verantwoording te roep. Die feit dat hierdie persoon enigsins nog oorweeg word, is 'n klad op die naam van die vervolgingsgesag. En ek dink wat my bekommer is dat die adviespaneel word gelei deur Mameloko Kubayi, die minister van Justisie en staatkundige ontwikkeling. So dit is iemand met wie hy ook saamgewerk het. En dit is waarskynlik verstaan jy, vir die man in die straat is dit waarskynlik hoekom hy daar is. Dit wys vir jou dat geen nie om wie hy is nie, solank jy soos met Mameloko Kubayi mense het wat jy ken, dan kan jy nog steeds verby alles kom en nog steeds oorweeg word vir pos. Ja, so Glenys Breitenbach wat namens die DA ook haarself hard uitgespreek het hieroor. Absoluut, ek stem 100% saam met Glenys Breitenbach, omdat sy eerstens 'n baie oulike van het, maar tweedens omdat sy presies sê wat die res van ons dink. Ja. Dan moet ons gesels oor 'n meer volwasse ANC. So sê hulle. Fikile Razmataz Mbalula sê die ANC is nou meer volwasse, want mense kan sien hoe die lede reageer op die verslae. En hy is baie trots op die ANC. Kyk, jy kan nie vanoggend kla oor vervelige nuus nie, want Fikile Mbalula het baie te sê gehad. Natuurlik die ANC se hoofraadsvergadering wat daar in Boksburg plaasvind in Ekurhuleni en heel wat daar uitkom. Nou kan ek net vir jou sê, een van die goed wat hy dan nou sê, wat vir my, daar's baie goed wat hy sê, ek wil net so 'n paar goedjies uitlig. Hy sê, Marula Media skryf hier, en ek haal aan, ons het van onskuldig tot skuldig bewys na staan op sy beweeg. Dit op sigself is vernuwing, sê Mbalula. So, in sy opinie beteken dit, okay, so die mense staan nou op sy. Hoekom is hulle in die eerste plek, hoekom is dit nodig dat hulle in die eerste plek op sy staan? Okay, een van die goeie dinge wat hy uitgelig het, is dat beskerming moet vir fluitjieblassers verhoog word. Ons almal weet dit. Interessante gedagte wat hy het, dat die ANC weer 50% in die volgende verkiesing kan behaal. Nie 100% seker of dit gaan gebeur nie. Ons is nou in middel Desember. Hy sê die ANC gaan teen Januarie weer 1 miljoen lede sterk wees. Ek dink hulle is nou die helfte van dit. Want sê hy kongresse soos hierdie maak dat hulle weer aansluit. Dit is baie opportunisties. Een van die ander goed wat gesê is dat hulle, kyk, hulle het natuurlik geldnood en daar's ook ANC-lede wat buite die vergadering betoog omdat hulle nie salarisse gekry het nie. Hy homself het gesê, soos wat ek hier staan,
is ek 'n werklose man want ek het nie my salaris ontvang nie. Maar toe sê Mahlengi Bengu, die party se woordvoerder boonop gister, dat die ANC sou nie finansiële probleme gehad het as hy korrup was nie. So sy motiveer dat hulle is nie korrup nie en daarom het hulle die finansiële probleme. Hoe dit sin maak, weet ek nie. Hy het ook gesê dat ja, dit sal goed wees as die ryker ANC-lede geld gee vir die ANC, dat die ANC kan sterker word. So dit is van die interessante goeders wat hulle uitgelig het, natuurlik iets wat vir die ANC baie swaar is die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party wat besluit om op hulle eie te staan, en hy het ook gesê dit is 'n bitterpil vir hulle, want onthou, hy kan nou wel sê 1 miljoen lede en baie stemme, 50% stemme, maar wanneer daai Suid-Afrikaanse Kommuniste Party as hulle eie party gaan staan, so geen manier die ANC gaan daai stemme ook kry nie. Dit is 'n definitiewe verlies in hulle ondersteuningsbasis, ja. Dit is interessant, hulle het ook gepraat oor die befondsing vir die leierskapposisies. Hulle het gepraat oor die feit dat daar so groot omstredenheid was oor Cyril Ramaphosa in die CR17 veld tog. Paul Mashatile het genoem dat hy voel dat hulle meer oop daar moet wees. Dit moet nie afgeskaf word nie, maar dit moet dalk meer deursigtigheid wees, want Paul Mashatile se woorde was politiek kos geld. Of geld word verbind met politiek en dis al hoe dit is. So die ANC se beleid is baie meer so skenkings moet daar wees, jy moet toelaatbaar wees, dit moet dalk net op 'n meer deursigtige manier wees. So hulle, dis nogals omvattend waaroor hulle praat op hierdie stadium, dis regtig iets van alles, alhoewel dan sê, weet hulle kyk nie regtig op hierdie stadium na leierskapposisies nie, met so 'n tipe kommentaar en besef jy ook maar daar hulle is regtig besig om ook vooruit te beplan daarvoor. Goed, so hy sê, Fikile Mbalula sê, hy weet nie waar die gerugte vandaan kom dat hy homself kiesbaar stel vir die ANC se leierskap nie. Hy sê ek kiesbaar vir die ANC leierskapstryd wat jy waar kry. Okay, maar wie is die gesig van hierdie hoofraadsvergadering hierdie week? Wie is die gesig? Dit is nie eers Paul Mashatile nie. Dit is op hierdie stadium werklikheid. Ons weet Gwedi Mantashe het gesê hy is te oud, hy is uit. Wat vir my ook interessant is dat Mbalula sê hulle is meer volwasse party omdat hulle nie meer hulle mekaar met stoele gooi by die raadsvergadering nie. Jy sal al daai voormalige vergaderings onthou daar in Polokwane, Mbeki must go met die vlae wat gebrand het, die hemde wat gebrand het, toe Zuma must go. So ja, is dit 'n teken? Ek weet nie. Ek wil weer terug na die vorige storie toe. As jy van die begin af die verkeerde persoon nomineer vir 'n pos wat nie daar hoort nie, dan is die probleem nie by die onderhoudsprosesie, die probleem is heel in die begin waar die mense begin oorweeg. As jy sê ons sou as ons bedrog gepleeg het in ons party, sou ons nie 'n finansiële probleem gehad het. Dan is die probleem nie die feit dat jy sê ons pleeg nie bedrog nie. Die probleem is dat jy nie weet hoe om jou geld te bestuur van die begin af nie. Die probleem is nie dat jy, dis presies dieselfde om te sê ja, ons gee dienste, maar ons gee nie dienste nie. Jy word ingestem om dienste te lewer en as daar nie dienste gelewer word nie, dan stel jy 'n paneel, 'n nasionale paneel aan om te kyk dat munisipaliteite diens lewer. Dit kom by die basiese beginsels neer. Dit kom begin by die begin. Moenie die resies begin hardloop voor die geweer afgaan nie. Maar ook as jy daai opmerking vat, nê, en jy verfyn hom heeltemal vir Jan Rapp en sy maat op die straat, kan ek ook daarin lees corruption pays. As ek wil ryk wees, moet ek korrup wees. So ja, moenie die verkeerde mense aanstel nie. Moenie korrup wees nie. Interessant, hulle het ook gesê dat ja, die regering van nasionale eenheid doen goed. En dat ja, almal behou nog steeds hulle eie politieke ideologie. Kyk, ek dink dit is rustig op hierdie stadium. Maar hulle sal dit sê, want hulle is deel van die regering van nasionale eenheid. Jy kan nie sê dinge werk nie nou uit nie. Ja. Jy moet sê, want daar is ook groot ongelukkigheid gewees binne in ANC-geleedere toe die regering van nasionale eenheid gestig is. So jy moet daai stemme ook stil maak. Maar ja, dit is interessant, so ons hou dit maar dop. Dan die G20 sage duur voort. Ja, so steeds by die ANC-regering, Kombutso Ntshabeni, die minister en die presidentsie, wat natuurlik gewoonlik die perskonferensies of die media-konferensies doen, het gister weer die media toegespreek in Pretoria. So 2 spesifieke sake wat ek uitlig vanoggend. Een is dat sy sê, in verband met die G20 sal Suid-Afrika nie smeek vir die uitnodigings nie. Sy sê ons is nie in die besigheid om by die FSA te pleit nie. Ons is 'n soewereine staat, hulle is 'n soewereine staat, hulle kan besluite neem en ons sal besluite neem in die belang van SA. Wat interessant is natuurlik, is die eerste Sherpa-vergadering is reeds gehou hierdie week of word hierdie week gehou in Amerika en Suid-Afrika het nie 'n uitnodiging vir dit ontvang nie. Die ander ding wat sy oor gesels het is dat die Departement van Buitelandse Sake
het besluit om die gratis visum of die vir die Palestynse burgers op te skort en te sê ons gaan nie meer vir hulle net sê julle kan maar vir 90 dae gratis kom nie, hulle gaan deur die gewone proses nou moet gaan want die regering glo daai is 'n ontvolking van Gaza want hulle vlieg vanaf 'n Israeliese landingsstrook na Suid-Afrika toe. So dit is twee interessante goed wat sy gister uitgelig het in haar media konferensie. Absoluut. Dan nog 'n Zuma word lid van die parlement. Ja, so die MK party wat 4 nuwe LP's gekry het. So natuurlik weet ons John Slope is uit. Zuma se ander dogter wat op sy moes staan want as gevolg van die beweringe dat sy gehelp het om 17 sekuriteitswagte as huursoldate na Rusland te stuur waar hulle natuurlik nou daar in die Oekraïne is en nog moet terugkom. So sy moes gaan. So in haar plek is haar halfsuster Brumelda Zuma gister as 'n MKLP beëdig. So Bongani Mkongi, Brumelda Zuma, Makosazana Radebe en Pumlani Kubukeli, ek net daai van reg kry, wat nou 'n deel is van die MK se caucus. Die MK wat sê hulle glo hierdie 4 persone kom met die nodige ervaring en leierskap om die MK party vorentoe te vat. Dit is interessant. Kyk, ons weet ook die LP's verander nogals gereeld van die veral by die MK-party. MK-party, ja. So ons sal nou maar dophou hoe lank daar hou voordat daar weer nuus is. Dan die vraag is, hoe gesond is Trump? Kyk, hy's gesond genoeg om verskriklik kwaad te word vir die New York Times wat 'n berig wat eintlik die laaste tyd 'n paar berigte oor hom geskryf het om oor sy gesondheid te rapporteer en hy het op Truth Social wat natuurlik gesien word as sy sosiale media platform uitgevaar en gesê dis fake news. Die New York Times moet gesluit word. Hoe kan hulle sy gesondheid bevraagteken? Dis dieselfde president wat voel daar's nie genoeg beriggewing gewees oor die voormalige president Joe Biden se gesondheid nie. So Trump is nou 79 jaar oud, in my oë 'n oupa. Ek dink dit is fantasties as jy op daardie ouderdom nog kan sien om 'n wêreld staat te regeer. So wat gebeur het is, daar's berig dat hy die laaste ruk aan die slaap val tydens vergaderings en ook dat hy, en dis vir my baie interessant, ek het nie geweet die woord vir 'n MRI, so groot Afrikaanse woord, nou gaan ek hom nie vind nie, wat hy was vir 'n algemene ondersoek gewees. 'n magnetiese resonantsiebeelding. Hy het 'n magnetiese resonantsiebeelding, MRI, ondergaan. En so die media sê maar waarom? So daar's spesifieke joernaliste by die New York Times. Die New York Times het gereageer. Hulle sê ons gaan nie stil bly nie. Dit is ons plig. Ons het oor Joe Biden berig, ons gaan oor jou berig. Dit is in die volk se belang en die land se belang om te weet wat is ons gesondheid van ons president. Absoluut. Ons dien ook gereelde mediese ondersoeke vir die Amerikaanse president, so enige president om te verseker dat hy gesond bly en die land se die beheer van die land, die kontinuïteit daar is, maar 'n mens moet besef as jy vingerwys oorspronklik na ander mense, gaan jy wanneer jy in dieselfde posisie is, dieselfde vingers na jou toe kry. Dis ongelukkig hoe dit werk. Dit is die ding, en as jy op 'n ouer ouderdom is as 'n president, en never mind dit, as jy die president is, moet jy weet, jou gesondheid sal altyd in die kollig wees. Absoluut. En of jy jou werk reg doen of nie. Tanja, jy moet 'n absolute heerlike vakansie. Ons sien jou in 2026. Julle ook, baie dankie. Dit is Tanja de Venter. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.